Skoenlappers is een van jou minder bekende boerderypraktyke wat deesdae groot belangstelling ontlok. Dit kan gebruik word vir versameling en bewaringsdoeleindes of selfs as skoenlapper konfetti wat by troues op spesiale geleenthede losgelaat word. Daar is ook gevind dat die vlinders 'n kalmerende effek op mense het. Die volgende besoek ons 'n skool waar skoenlappers vir terapeutiese doeleindes aangewend word. It's a new concept that's actually starting to take foot in South Africa. A lot of things have been discovered, for example, that you find that kids relax a lot easier. It improves their concentration span times, and it's also something new and something that they like. So it's a wonderful tool to use to actually educate children in a way of going forward with time. Ek dink skoenlappers is absoluut 'n unieke manier om regtig vir dieper te kan werk. Die simbool van 'n skoenlapper is ek dink spreek tot die siege van die mens. En dit spreek van metamorfose. En in terme van terapie wat ons wou bybring by die kinders is dat ons almal het potensiaal. En die skoenlapper is 'n wonderlike metafoor daarvoor. Ek dink wat ons skool uniek maak is die feit dat al die personeel opgelei is in neurontwikkeling. So hulle verstaan die kind, hulle verstaan die verskillende neuroontwikkelingsprofiele en dit bemagtig hulle om 'n kind onmiddellik te help sou daar 'n situasie opduik. Skoenlapperboerdery, die kinders word betrek daarbey deur die verskillende fasette te sien wat 'n skoenlapper teelery of boerdery behels. Om die hokke skoon te maak van die rispus, om die vlinders se plante te versorg, om die vlinders kos te gee dat hulle weet wat se kos hulle gaan kry. So hulle sien 'n hele simbiotiese verhouding tussen alles wat daar gebeur. En dan kom hulle agter hulle is ook deel van natuur, want dit wat hulle gaan gebruik en dit wat hulle gaan insit is dit wat hulle gaan uitkry. Die toerusting en infrastruktuur wat jy nodig het is kardinale belang, want as jou omgewing nie reg is nie, kan die vlinders nie oorleef nie. En as jy daai goedjies in plek het, kan jy die kinders daarbey begin intrek en saam met hulle begin werk om die simbiose van natuur te verduidelik. Die terapie sessie sal verskil van persoon tot persoon, want elke persoon is uniek. Nou met hierdie kinders is dit baie belangrik om daai uniekheid te verstaan. So as 'n seentjie ingaan wat kwaad is, sal jy hom verduidelik, kyk hoe rustig is hierdie vlinder. Hierdie vlinder is sag, jy moet hom sag hanteer, anders gaan hy beseer word. So daai sagtheid, daai sagkuns wat ons het, dit sal sy gedagtes bring na iets wat kalm is, iets wat hy kan sien, iets wat hy kan visualiseer, iets wat hy kan verstaan en sy gemoedstoestand sal sommer dadelik afkom. So dan kan jy sulke goed visualisasie inbring en dit link met iets wat in sy verwysingsraamwerk is. Die skoenlappers is vir my baie pragtig. Hulle laat my bly in die binnekant voel en wanneer ek down is, kom ek altyd hierso en kom kyk na hulle. Ek gaan nie skoenlappers want hulle is baie rustige diere. Die reaksie wat ons kry uit die kinders uit sal ek stel met 'n voorbeeld van een van die seentjies wat hier so is. Hy het in isolasie gesit want hy het nie die reëls gevolg nie. So hy was baie af want die kinders het almal, hulle was besig met aktiwiteite en hy kon net nie daaraan deelneem nie want dit was nou deel van sy straf. En toe sê ek vir my kom help met die vlinders. En hy het ingestap en ek kon sommer sy gesigsuitdrukking sien. Dit was sommer net dit het heeltemal verander. Ek het vir hom gesê, ek wil nou weet presies hoeveel vlinders is in hierdie hokkie wat ons vir hulle het. En hy het hulle begin tel en hy het een gesien onder die blaartjie en hy het vir my gesê, kyk oom, daar's een onder die blaartjie en hy was so gelukkig daaroor. En sy hele gemoedstoestand het net so verander. So bloot om hulle net in te vat en hulle in daai omgewing bloot te stel en om hom bloot te stel aan 'n vlinder, want ek meen niemand sien gewoonlik 'n vlinder so naby nie, hulle sien nie die proses nie. En sy gemoedstoestand opgekom. En dit is 'n baie nice voorbeeld om te gebruik. Op ander dieper vlakke sou ons gaan werk oor 'n langer tydperk, maar dit was al wat hy op daai stadium nodig gehad het en dit was uitstekend. Die plan is definitief om ons skoenlapperprojek uit te brei en ons op 'n kinderlike programmetjie te skryf vir ons kinders en dan om ook die geleentheid te gee aan ander skole om hulle kinders te bring om te kom kyk hoe werk skoenlappers en natuurlik die terapeutiese komponente daarvan weier bekend te stel. The advice that I have for other schools, institutions and even businesses that would like to get their staff and kids more at an eased pace where they're more productive and can work better is to include something of nature which is like butterflies, for example, because it does relax people and it gives people the chance to think more calmly.